vriende, dit is my baie lekker om Antoinette van der Merwe aan julle voor te stel. Nou, ek gaan nie haar CV aan julle voorhou nie, want ek dink dit is dalk deel van haar praatjie om iets te doen waar sy vandaan kom. Maar ek was so 8 maande of wat terug, amper 'n jaar terug by 'n lesing wat sy gegee het, by 'n praatjie wat sy gegee het, en ek het gedink toe ek daar klaar is, ek dink sy het 'n boodskap wat ons moet hoor en wat vir julle as jong mense baie gaan beteken. En ek het toe vir Antoinette gevra of sy kans sien om by ons te kom praat. Intussen was daar 'n klein detail van 'n babietjie wat gebore moes word, maar ons kan dan nou vanaand hier so. En Antoinette, baie dankie dat jy met ons gaan praat. Baie dankie terwyl jy opstap. Dis lekker dat haar ouers hier is, want Dr. Attie en Tannie Karel, haar pa was by my dosent gewees toe ek geswat het. So is baie lekker dat julle vanaand ook hier so is om haar te kom ondersteun, dat julle vanaand by ons is. Antoinette, jy kan gerus vorentoe kom. Hoe dit gaan werk is, Antoinette gaan haar praatjie vir ons gee. Dis met ander woorde vanaand nie 'n preek nie, dis meer soos 'n getuienis. Maar ek dink sy het 'n boodskap wat ons moet hoor. En jy kan jou vrae stuur, soos ek gesê het, aan daai selnommer, dit gaan aan die einde weer verskyn. En dan sal ek later die vrae wat ek kry vir haar deurgee. En dan kan ons lekker verder gesels. Maar sonder om verder tyd te mors, Antoinette, baie welkom. Dis lekker dat jy by ons is. Asai, baie dankie. Baie dankie vir die uitnodiging. Waardeer dit om hier te wees. Ek het nie die geleentheid om baie in die aande uit te gaan deesdae nie, so dis vir my lekker om te sien daar's nog mense die tyd van die aand wakker. Ek wil graag vir ons vandag net 'n bietjie gesels oor geluk en wat dit beteken om gelukkig te wees. Dis iets wat ek die laaste paar jaar baie aan gedink het. En die rede hoekom ek so baie daaraan gedink het, is ek was gelukkig genoeg, ek en my man, om 'n hele klompie jare in Switserland te bly, in Zurich. En ons het toe later besluit om terug te trek, Suid-Afrika toe. So ons was 'n hele klompie jare daar en toe kom ons terug. En op die oog af is dit so 'n mal ding om te doen in terme van geluk. Hoekom jy Suid-Afrika bo Switserland sal verkies? Want mense in Switserland is van die gelukkigste mense in die wêreld. En ons het dit self ervaar. Ek het na skool was ek lus om te toer. Toe was ek 'n jaar Nederland toe en ek en my man ons getroud is, was ons 'n jaar Nieu-Seeland toe. En dit was lekker toergeleenthede, daar was niks fout nie, maar ek het myself nie daar sien bly nie, ek was nie noodwendig gelukkig daar nie. Maar Switserland was verseker anders gewees. So 2016 is ons oor Switserland toe. Ons het werk gekry by die ETH in Zurich, wat bekend staan as een van die beste universiteite van vasteland Europa. En hulle betaal jou om te swat. So hulle het ons betaal om ons PhD's te doen, wat vir julle seker nou snaaks sal klink, maar dit is 'n goeie geleentheid, ongelooflik gelukkig. En ons is daar binne 'n paar maande. Ek het gewerk, of my agtergrond is in ontwikkelingsekonomie, so dit is enige iets wat verwant is tot armoede of informele ekonomie. En my PhD het ek gedoen op, in Engels staan dit bekend as artisanal miners, dis 'n bietjie soos die Zamas in Suid-Afrika, of bestaansminers in Burkina Faso. So dis letterlik mans en vrouens en kinders wat in die woestyn ingaan en gaan soek na goud om te oorleef. Ons het die beste scenario gehad vir immigrante. Ons het in 'n pragtige klein woonstelletjie gebly, ons het begin insettel in die gemeenskap. Soos ek sê, ons het lekker werke gehad, my kollegas was fantasties. En Switserland is net 'n wonderlike land. Baie keer as jy die lyste op die internet sien, top 10 gelukkigste lande, dan is Switserland baie keer top 10 of top 5. Onlangs is die World Happiness Report gepubliseer, ek weet nie of julle dit al ooit dopgehou het nie. Dit is een van die groot, meer kwantitatiewe navorsing op geluk. En Switserland was nommer 10 die jaar. Hulle was al in die verlede eerste op hierdie lys, een van die min nie-Skandinawiese lande wat eerste was, maar hulle was 10de. So is nie great vir hulle nie, maar is goed. As jy Suid-Afrika op daai lys soek, dan moet jy heel wat afgaan. Jy moet maar eintlik net sê Ctrl F, want ons is ver onder toe. Ons is op 101 gewees op hierdie lys. Ek het 'n bietjie gekyk die lande rondom ons. Ons is 'n paar plekke bo Palestina. Kan jy dink alles wat in Palestina aangaan? Ons is net gelukkiger as Palestina. Ons is ongelukkiger as Iran en Irak. So ons leef in 'n diep ongelukkige land. En mens sal dink as jy beweeg van hierdie land na Switserland, dan sal jy gelukkig wees. En ons was, soos ek gesê het, ons was regtig. So hoekom het ons teruggekom? Hoekom het ons dit alles opgegee? En dit is iets waar ek self gewonder het. Toe ons hier aangekom het, toe was daar 'n klomp goed wat gebeur het. Daai optogte in KwaZulu-Natal en Gauteng, en my eerste reaksie was,
O, my volk, wat het ons gedink? Hoekom het ons teruggegaan? Kom. En ek het toe met mense begin gesels wat soos ons oor see gebly het en teruggetrek het om uit te vind hoekom. Hoekom doen ons dit? En julle kan nou luister as julle wil, ek gaan bietjie van die goed uitlig vanaand. Dit is so 4 episode podcast. Dis beskikbaar op van eintlik die week af net op Netwerk 24. Julle is welkom om daarna te luister, maar ek wil 2 goed uitlig wat vir ons as Christene dink ek die heel belangrikste is. En ek wil begin hiermee, die vraag, hoe lyk geluk? Nou, goeie nuus is, wetenskaplikes het dit al uitgefigure. By die Universiteit van Wisconsin in 2001 het navorsers die persoon wat gelukkig is, die gelukkigste persoon gekry. Sy naam was Mathieu Ricard. Hy's 'n Fransman, hy het in Parys groot geword. Hy het toe sy PhD in molekulêre genetika gedoen, by die Pasteur Instituut wat so 'n wêreldbekende instituut is, en hy het toe sy toekoms is voor hom en dis blink en hy moet dit net vat. En wat doen hy? Hy gooi dit als weg. Hy trek die bed toe en hy begin mediteer. Dis wat hy doen. 60.000 uur se meditasie. Dis omtrent gelyk aan 30 jaar se kantoorure. So dis 'n loopbaan van meditasie waar hy net elke negatiewe gedagte uit sy brein uit verdryf het en dit gevul het met empatie, deernis en liefde. So hulle skandeer toe sy brein en die regterkant van sy brein, van die prefrontal cortex, weet nie wat se Afrikaans nie, maar dit is tipies die plek waar negatiewe gedagtes ontstaan, so angs, depressie, jou risiko-assessering. Dit was dood, dit was pikgiet swart. Ek sê regterkant, ja, die linkerkant van die brein, die teenpool, die deel wat geken word aan belangstelling en optimisme en engagement. Dit het gelyk soos nuwe jaar, vuurwerke, all over the place. Dit was baie aktiwiteit geweest. En daai wetenskaplikes het gesê, hulle het nog nooit ooit so iets gesien nie. Dit was ongekend. Hulle het dit genoem the most beautiful brain on earth. Ek gesê hierdie man, hy lyk sommer gelukkig. Hierdie man is die gelukkigste man in die wêreld. Nou, ek dink na ons hierdie storie hoor, twyfel ek dat enige van julle gaan opskop, julle besittings verkoop en 'n kaartjie te bed toe koop en gaan mediteer, want ek het nou vir julle gesê wat is die geheim tot geluk. En ek dink die rede daarvoor is ons aanvaar wetenskaplik dat hierdie man gelukkig is, maar dit voel vir ons soos 'n sinnelose geluk. Dit voel vir ons soos 'n betekenlose geluk. En dit was dieselfde vir my en my gesin dink ek in Switserland. Ons was gelukkig, maar ons het so baie opgegee dat dit vir my gevoel het wat is daar meer? En die Christelike geloof gee vir ons ook 'n geleentheid om gelukkig te wees. Maar dit lyk radikaal anders tot wat Ricard hier gedoen het. En ek gaan 2 temas uitlig. Goed wat hy agtergelos het, goed wat ons agtergelos het, wat ek net nie bereid was om sonder te gaan nie. So die eerste ding is verhoudinge. Verhoudinge is baie meer sentraal in die Bybel as geluk. So dis nie dat God wil hê ons moet ongelukkig wees nie. Hy praat gereeld oor seëninge en oorgawe en liefde, maar baie keer kom hierdie goed deur verhoudings. Dit word vir ons gegee deur verhoudings. Die kern van die Christelike geloof is tog dat Jesus aan die kruis kom sterf het om ons verhouding met hom te herstel. En mens kan ook dink dat God drie-enig is in wese 'n God van verhouding. Dis 3 in een verhouding met mekaar. So verhoudings is kardinaal in die Bybel. En ek dink ons almal weet dis belangrik. Julle is dalk op 'n fase waar julle vriende bietjie belangriker is as julle familie. Dit sal ook later weer verander, maar jou studente, vriende wat jy maak, bly lewenslank by jou. Maar nog steeds dink ek ons onderskat hoe belangrik is verhoudings vir ons. So ek wil 'n bietjie verwys na die Harvard Happiness Study. Dit is seker die mees bekende studie wat al ooit gedoen is oor geluk. Dit was van Harvard af. Hulle het omtrent 700 seuns gevat, net na die depressie, so in 1930. Het hulle 700 seuns gevat. Ek dink 1/3 was Harvard gegradueerdes en die ander 2/3 was seuns wat in die suide van Boston groot geword het, wat nou nog geken word as 'n baie moeilike plek om groot te word. En hulle het elke 2 jaar met daai seuns gaan praat. Surveys gedoen, hulle het mediese toetse gedoen, hulle het ook hulle brein geskandeer, DNS-analises. Hulle het alles gedoen net om te weet wat maak ons gelukkig. En interessant is, dit is een van die studie, of dit is die enkele studie wat nog die langste gedoen is op een groep mense, wat statisties
baie handig is om te weet om dieselfde ouens oor tyd te volg. En dit gaan nog steeds aan op die oorspronklike groep se kinders. So hulle gaan nog steeds aan, kom nog steeds 'n fantastiese studies hier uit. Maar aanvanklik toe hulle net begin het hulle gedink hulle het 'n fout gemaak. Hulle het gedink hulle het eers met die data-insameling 'n fout gemaak, want die effek van verhoudings was so ongelooflik groot dat hulle gedink het dit kan nie waar wees nie. Goeie verhoudings, ek praat nie van baie verhoudings, ek praat van 'n paar in diepte goeie verhoudings. Mense met daai verhoudings leef langer, hulle het meer breinaktiwiteit, hulle was minder geneig geweest om siektes te kry. Mense wat nie daai verhoudings gehad het nie, het so 'n lae vlak van stres gehad in hulle lyf wat hulle die heeltyd saamgedra het. En dit het hulle absoluut afgetakel. Hulle was meer geneig geweest om diabetes te ontwikkel, meer geneig geweest om reumatiek te ontwikkel. Hulle breinaktiwiteit was nie so hoog nie. En dit is vir my ongelooflik om te dink dat ons is so 'n kudde dier. Verhoudings is vir ons so belangrik. Dit verander jou bloed, dit verander jou bene, dit verander jou brein. So toe ons geëmigreer het dit 'n taamlike groot impak op ons verhoudings gehad. Eerstens, gelukkig was dit nie vir ons 'n groot probleem nie, maar ons het dit baie in ander mense gesien. Die verhoudings, die gesinnetjie wat emigreer, vat ongelooflik baie druk. Daar's altyd iemand wat dit nie geniet in die nuwe land nie en dan sê jy weet, hoekom het jy my gebring? Dit is nie vir my lekker nie, ek wil teruggaan. En dan sê die ander ouens, ek wil nie teruggaan nie, probeer harder en dit bring baie verwyte. Maar nog meer belangrik is jy los mense agter. Jou naastes, jou vriende van jou studentejare, jou broers, jou susters, die mense wat die diepste verhoudings met jou het. En jy kan net regtig nie daai verhoudings vervang nie sonder ons gedeelde agtergrond nie en video-oproepe en advokansies doen ook net nie die ding nie. Maar ek dink vir vanaand se gesprek wat nog vir my meer belangrik is jy los ook vreemdelinge agter. Wat dalk snaaks kan klink, maar Suid-Afrika, net die mense daar buite, mense wat jy nie ken nie, is geneig om verskriklik oop en vriendelik en innemend met mekaar te wees en dis regtig nie die geval oral anders nie. Mens mis dit regtig as jy oor see is. Ek sien nou dag hierdie lys van die World Happiness Index wat die gelukkigste lande lys. Ek sien op 'n ander lys dat Suid-Afrika is gestem as die heel vriendelikste land in die wêreld. En ek tog snaaks ek vergelyk die twee lyste met mekaar en ek sien lande wat baie gelukkig is, doen nie baie goed op die vriendelikheidslys nie. Hulle is taamlik onvriendelik. En lande wat baie vriendelik is, doen nie baie goed op die gelukigheidslys nie. So daar is 'n paar lande wat taamlik hoog is op albei, maar gewoonlik lyk dit vir my jy's of vriendelik of jy's gelukkig, maar jy's nie, min mense is albei. En ek dink 'n rede daarvoor is in lande waar goed werk, waar daar's publieke vervoer, daar's dienste, alles werk, is jy net nie so aangewese op mekaar nie. Daar's 'n kultuur van los my uit, ek los jou uit, ek wil niks met jou te doen hê nie. In Suid-Afrika is dit verseker nie die geval nie. Ons het mekaar nog nodig. In baie goed wat ons doen elke dag. Maar ten minste vir meeste van ons in die kamer het ons ook nog toegang tot goeie dienste. So ons het eintlik die beste van beide. Die tweede ding wat jy opgee as jy emigreer is jou roeping. So dit bring my by die tweede ding. Suid-Afrika bied jou die geleentheid om 'n lewe met sin, 'n lewe met betekenis te gee. Toe Richard Tibet toe getrek het hy dit gedoen om self gelukkig te wees. Hy het dag in en dag uit in sy eie kop ingekeer en net negatiewe gedagtes uitgedryf. Daar's nog steeds seer in hierdie wêreld, daar was nog steeds verwoesting van die natuur, daar's nog steeds aaklige goed wat gebeur. Hy het niks daaraan verander nie. Hy het net die idee gehad om nie daaraan te dink nie. Hy was net gedissiplineerd genoeg om net nie daaraan te dink nie. Maar daai goed is nog daar. En ek dink dit is ver beter om liewer daai goed in die gesig te staar en iets daaraan te probeer doen. Ek het baie keer in Switserland gedink, hulle het my regtig nie nodig nie. Ek meen, daar's nog steeds swaar kry en seer in Switserland, soos daar in enige plek is waar daar mense is. Maar daar's baie mense wat kan help. En, ek dink belangrik, ek as buitestander, het nie regtig die in-diepte kennis wat jy nodig het om 'n probleem werklik tot in sy kern aan te spreek nie. So, dit was lekker om daar te bly. Ons het dit geniet. Maar ek was op die einde net 'n passiewe lid van die samelewing. Ek het nooit op 'n betekenisvolle manier regtig in verhouding getree met die goed om my nie. Maar in Suid-Afrika voel dit vir my baie anders. Ek voel werklik nodig hierso. Ek voel werklik ek kan 'n verskil maak in 'n betekenisvolle lewe hê.
Nou, beteken dit ek gaan 'n verskil maak in hierdie land? Nee, natuurlik nie. Dis baie moeilik om 'n verskil te maak op enige plek. Maar dis tog waar die genade van Jesus Christus gaan. Dat ons nie ons hoef nie goed reg, ons hoef nie 'n sukses te maak nie. Ons kan elke dag opstaan en probeer, elke dag misluk, elke dag tekortskiet. En die genade is dat ons altyd nog 'n dag kry om weer te probeer, om sy hande en voete hier op aarde te wees. Die belangrike ding is net dat ons aanhou probeer. Die boek Gravity of Sin sê die kern van die sonde is juist dit, dat mense op 'n stadium ophou om in verhouding te tree met die probleme en die swaar kry en die pyn om hulle. Dis sonde. Dis sonde om op te hou probeer om 'n verskil te maak. Maar of jy dit reg kry of nie, dis waar die genade inkom. En dis wat vir my so hartseer is van iets soos die welvaartsgodsdienst. Ek was eendag by 'n troue, en die bruidegom staan daar, die bruidspaar staan daar en die dominee sê vir hulle, geluk met julle troue. Hy sê, julle moet nou, jy weet, geniet julle lewe saam. Gaan koop die duurste, lekkerste wyn en geniet dit saam. Gaan eet uit by die beste restaurante en geniet dit. Gaan sien die wêreld en geniet dit. En toe sê die dominee, en as mense vir jou vra wat van die armes, dan sê jy, vergeet van die armes. Ek was so geskok daar uitgestap gewees, want dit is loodreg teen wat Jesus vir ons kom sê. Jesus het gekom vir die armes. Hy het gekom vir die vergeetes, vir die wat vergete is, vir die wat verstoot is deur die samelewing, vir die wat eensaam is, vir die wat niemand wou gehad het nie. En hier is so baie geleenthede in Suid-Afrika om nood te kry. Ons moet dit net aangryp en probeer help. En ons mag dit nooit vergeet nie. Die ironiese ding is, dis nie 'n straf nie. Dit kan regtig verskriklik lekker wees. Dit kan baie bevredigend wees. Dit kan baie stimulerend wees om te dink aan hierdie moeilike probleme. Dit kan baie kreatief wees. Ek dink dis hoekom Suid-Afrikaners bekend staan as planmakers en innoveerders, want dit is net die omstandighede hier druk ons om anders te dink oor dinge. En dit gee vir ons die geleentheid om op 'n sinvolle manier gelukkig te wees. Nie soos Ricard wat op 'n betekenlose manier gelukkig is nie. Daar's 'n oop uitnodiging aan ons elkeen, veral vir die van ons wat die ongelooflike voorreg gehad het om te kan swat in hierdie land, om ons vaardighede en ons kennis aan te wend tot diens van ons medemens en die natuur. So, hoe lyk die ander opsie, min of meer? In daai selfde tyd toe Ricard te bed toe trek, was daar hierdie man, sy naam is Ralph Nader. Hy het 'n toespraak gegee in 1968 weer eens by Harvard, vir jong studente, bietjie soos julle. En hy het vir hulle gesê die gemiddelde gegradueerde in die FSA hou die status quo in stand. Hy het gesê hulle hou die rykes ryk, hulle help nie regtig die armes nie, hulle doen net werke wat boksies tik en hulle maak nie eintlik 'n verskil nie. Hy sê toe vir hulle hierdie harde woorde, hy sê you are about to throw your life away, but it's not too late. Ek dink die goeie nuus van Suid-Afrika is, julle is nie op die drempel om julle lewens weg te gooi nie. Ek dink daai is nie waar vir ons nie. Anders as die FSA in die 70er jare of Switserland miskien vandag, is daar nie 'n oorvloed van kundige mense wat in 'n tou staan om die probleme te probeer oplos nie. As jy in 'n werk instap, in 'n eerlike, hardwerkende prokureur of ingenieur of dokter of wetenskaplike of loodgieter of wat ook al is, dan gooi jy nie jou lewe weg hier nie. Jy kan 'n reuse verskil maak. Maar ons kan ook verder gaan. Want Nader het iets baie groter in gedagte gehad. Hy wou die wêreld verander. En as jy die wêreld wil verander, is jy ook op die regte plek. In daardie jare as jy die wêreld wou verander het, dan het jy 'n buskaartjie gekoop en jy's na die suide van Amerika toe en jy het saam met Martin Luther King geloop teen segregasie of teen rasisme of jy het teen John Lennon saam met hom geloop teen die Vietnamoorlog en jy weet plakate gehad en jy het geskree hoe onregverdig die wêreld is. Ek dink bietjie 'n ewe knie vandag is so 'n bietjie iets soos 'n keyboard warrior, jy weet wat hard sit en tik agter sy rekenaar oor alles wat fout is. Maar Nader het gesê hulle mors hulle tyd. Hy het die topstudente gaan werf, daar's die groep wat hy gewerf het. En hy het vir hulle gesê, moenie suide toe gaan nie, kom saam met my. Kom ons gaan Washington DC toe. Hulle het hulle self die radical nerds genoem. En hulle
doel was om hulle kennis en wat hulle geleer het op universiteit aan te wend om die stelsel te verbeter. Hulle het so vinnig begin kyk na statistieke en agtergekom dat 50,000 Amerikaners elke jaar doodgaan in motorongelukke. En toe hulle nie baie diep grou nie, toe sien hulle een van die groot sondebokke is General Motors, wat se veiligheidsstandaarde net glad nie na wense was nie. En hulle het hulle aangevat. Nyder het vir General Motors 'n baie groot maatskappy begin aanvat. En General Motors het teruggeslaan op 'n lelike manier. Hulle het hom sy naam swart gesmeer, hulle het op hom gespioneer, hulle het hom aangeval, het hom gedagvaar, maar hulle het aangehou en gesê hier is nie reg nie. En op die einde het 2 nuwe wetgewings ingekom, die Traffic Safety Act en die Highway Safety Act. En ek het so vinnig probeer soek, maar een beraming sê dat tot onlangs toe was daar ongeveer 900,000 lewens net in Amerika as gevolg van hierdie twee goed wetgewings gered. En ek het gedink, dit is nogals interessant, die onderwerp van padongelukke, want dit is iets in ons land wat ook 'n reuse probleem is. Ons paaie is regtig onveilig. Mense wat slag verbyvat en dronk bestuur en jaag en oor rooi ligte ry en taksies verongeluk 2 keer meer as 'n gewone kar. In The Book of Joy, wat gesprek het tussen Desmond Tutu en die Dalai Lama vasvang. Ek dink een van hulle het 80 geword en toe het hulle hierdie geleentheid gehad waar hulle die boek opgeskryf het. Het Tutu gesê hy word nie kwaad vir taksies nie. Hy probeer hulle in empatie verstaan. Hy probeer homself in hulle skoene sit. Hulle moet mense optel, hulle is haastig, hulle moet al hierdie gedoen, hulle kry druk. En dan laat hy hulle gaan in liefde. En ek het dit gelees en gedink, dis waar, dit help nie, ek steek allerhande vingers by die venster uit en ek skree op hulle en dit herstel nie my verhouding met daai drywer nie. Maar ek voel dit is onaanvaarbaar om te sê, ons laat hierdie probleem net gaan. So 2 maande terug of 'n maand terug was daar 13 klein kindertjies in 'n taxi-ongeluk dood. Ek dink dit is onaanvaarbaar om te sê, ons laat dit net gaan. Ons sal moet in verhouding tree met hierdie probleme, taksies, allerhande ander goed. En ons moet raak soos die radical nerds en sê, hoe kan ons kennis gebruik om hierdie probleem te verbeter? Nou, ek gebruik hierdie net as 'n voorbeeld, ek werk ook nie met taksies nie. Maar daar's baie probleme waarin jy aandag kan gee. As ons almal een ding vat en ons lewe daaraan wy, dan kan ons 'n reuse groot verskil maak. Daar's hongersnood, daar's skole wat in mekaar val, daar's besoedeling, daar's sanitasieprobleme, daar is 'n lang lys goed wat aandag kort. So, ek sluit af. My boodskap vandag is nie dat ons almal hierdie bitter beker moet drink. Dat ons nooit vreugde mag ervaar nie. Dat ons nie lekker wyn mag drink of lekker gaan eet of die wêreld mag sien nie. Daai goed is goed en ons moet dit doen. Dis deel van die vreugde van die lewe wat die lewe is 'n gawe van God en ons moet dit self ook geniet. Maar waaraan ons tyd spandeer, waaraan ons loopbaan spandeer, moet ons osself vra, wy ek hierdie loopbaan van my om in myself te keer en geluk binne my eie brein te soek en alles anders te ignoreer? Of word ek 'n radical nerd en stel myself tot diens van my samelewing en die natuur en maak 'n reuse verskil en ontvang elke dag baie seën daaruit. Mae West het gesê, you only live once, but if you do it right, once is enough. Baie dankie.